As ek in my huis sit, so gryserige dag vir dag, dan voel dit vir my ek is tuis en ek het die vrymoedigheid om te doen wat ek wil doen soos ek dit wil doen. Want dit is my 'n lekker ruimte om in te wees. Maar op die skerm gaan julle nou 'n foto sien van iemand wat hier bo van sy neuwel af met die hangvleer afkom. En as ek daarna kyk, dan lyk dit nou vir my na vryheid. Maar ek weet ek het nie die moed om dit te doen nie. Ek is bietjie bang vir hoogtes. Ek dink nie ek sal sommer daar afspring en so afkom nie. En ek dink dis hoe ons baie keer voel oor vrymoedigheid. Jy sien ander mense iets met vrymoedigheid doen en jy kyk dit en jy bewonder, dit is mos lekker om te sien iemand doen iets met vrymoedigheid, maar dan dink jy, ek weet daarmee of ek dit sal kan doen nie. Ek weet nie hoe vrymoedig jy is en wat jy doen nie. Maar almal van ons kom in situasies wat ons vrymoedigheid nodig het, maar ons het dit nogal nie in onsself nie. Wat ek iets moet sê of iets moet doen of moet praat, maar ek het dood eenvoudig nie hy vrymoedigheid in myself nie. Nou hier is die goeie nuus. Ons kan bid vir vrymoedigheid. En ons kan God vertrou om deur sy gees vir ons vrymoedigheid te gee. So kom ons luister na 'n keer toe die kerk gebid het vir vrymoedigheid. Dis die gemeente in Jerusalem, hulle is 'n jong gemeente, pas gestig na Pinksterdag, en dan gaan alles wonderlik onder mekaar, hulle bid saam, eet saam, luister saam na die apostels se leer, doen alles saam, en daar staan hulle doen dit met uitbundige vreugde. Maar dan begin die teenstand van buite af oplaai. Petrus en Johannes, die twee leiers van die gemeente, word voor die tempelraad gesleep en hulle word die leviete voorgelees. Daar word vir hulle gesê, julle mag nie meer doen wat julle doen en sê wat julle sê nie. Julle mag nie meer in die naam van Jesus praat nie. Julle mag nie meer mense gesond maak in die naam van Jesus nie. En dan kom Petrus en Johannes terug. Hulle kom weer tussen die gemeente. En dan lees ons dit. Handelinge 4 vers 23. Na hulle vrylating het Petrus en Johannes na hulle eie mense gegaan en hulle vertel wat die leierpriesters en die familiehoofde alles vir hulle gesê het. Toe hulle dit hoor, het hulle God eensgesind aangeroep en gesê, Here, U is die een wat die hemel en die aarde, die see en alles daarin gemaak het, en wat by monde van ons vader Dawid, U diensknegt deur die Heilige Gees gesê het, waarom gaan die heidene nasies te kere en bedink die volke nietige dinge? Die volke van die konings van die aarde neem stelling in en die leiers span saam teen die Here en sy gesalfde. Want inderdaad, in hierdie stad het hulle, Herodes en Pontius Pilatus, saam met die heidene nasies en die volke van Israel, saamgespan teen die heilige diensknegt Jesus, wat U gesalf het, om alles te doen wat U deur U hand en U plan vooruit beskik het, dat dit gebeur. En nou, Here, slaan ag op hulle dreigemente, en gee dat U diensknegte U boodskap met alle vrymoedigheid verkondig, deur U hand uit te steek tot genesing, en deur dat tekens en wonders deur die naam van die heilige diensknegt Jesus plaasvind. Terwyl hulle gebid het, is die plek waar hulle by mekaar was geskud, en almal is vervul met die Heilige Gees, en het die woord van God met vrymoedigheid verkondig. Hulle vra vir vrymoedigheid, die Gees kom, die Gees skud die vertrek waar hulle is, maar vervul hulle almal, en dan het hulle vrymoedigheid. Vrymoedigheid omdat die Gees in hulle is en deur hulle werk. So dink 'n bietjie, wat gee jou vrymoedigheid? As ek nou dink oor vrymoedigheid, dan dink ek het vrymoedigheid wanneer ek voel, ek het die gawe om te doen wat ek moet doen, ek het die talente, ek het die vermoë. Wanneer ek met ander woorde dink, ek sal dit goed kan doen. Dit gee vir my vrymoedigheid. Dit gee my ook vrymoedigheid as ek dink, ek het die posisie om dit te doen. Ek word aanvaar. Ek is miskien in 'n sekere sin in beheer van die situasie en daarom kan ek dit doen. Ek het vrymoedigheid wanneer dit vir my voel, mense sal dit wat ek doen ook met vreugde ontvang. Hulle sal dit graag wil hê, hulle wil graag hê ek moet dit doen. Dit gee vir my vrymoedigheid. Nou as jy dit omkeer, dan is die dinge wat my beroof van vrymoedigheid, is die vrees dat ek dalk kan misluk, dat ek dalk 'n gemors kan maak daarvan. Daai vrees vir mislukking beroof my van vrymoedigheid. Die vrees dat ek dalk nie die vermoë gaan hê nie, dat die uitdaging wat voor my lê, dit wat ek moet doen, te groot is vir my vermoë, en dat ek daarom nie in beheer is nie. Ek het dalk nie die beheer oor die situasie nie. En ek is bang om nie in beheer te wees nie, en dat ek dan dalk nie goed genoeg gaan wees nie. Ek kan dalk magteloos staan in die situasie en agterkom, maar dit wat ek wou gedoen het, kry ek glad nie reg nie. Maar ook die vrees vir hoe mense gaan reageer.
die vrees vir verwerping, die vrees vir teestand, die vrees van vyandskap. Maar as 'n mens dit alles saamvat, dan is die een ding wat my beroof van vrymoedigheid, is my vrese. As ek my vrese kan oorkom, kan ek vrymoedigheid hê, selfs in 'n ding wat ek nie doodseker is of ek het 'n sukses daarvan gemaak nie, of nie doodseker is of mense dit gaan aanvaar, of mense dit gaan waardeer nie, of nie seker is of ek regtig in beheer gaan wees nie. Nou wil ek terugkom na die disippels in daai vroeë gemeente se situasie. Hulle is beslis nie in beheer van die situasie, nie menslik gesproke nie. Hier is ander mense wat die mag in die hande het. Mense soos Pontius Pilatus, soos Herodes, soos die leiers van Israel. Dis die mense wat die hef in die hande het, wat die mag in die hande het. Hierdie klomp gelowiges is 'n klein en maar eintlik redelik onbenullige groepie in die groot stad. Mense wat nie in beheer is nie. Hulle is ook nie noodwendig seker daarvan dat hulle sukses gaan behaal nie. Hulle is besig met iets nuuts om op 'n nuwe manier as geloofsgemeenskap vir Jesus te dien, Jesus te volg, Jesus se woord te verkondig. Daar's nie 'n waarborg op sukses nie. Hulle is beslis ook geen waarborg dat mense dit gaan aanvaar nie, want hulle kry teestand. Hulle word amper gekonfronteer met wat ons deesdae cancel culture sal noem. Hulle word gekanselleer, belet om te doen wat hulle wil doen en te sê wat hulle wil sê. Hulle mag net nie die naam van Jesus gebruik nie. Met ander woorde, al die goed waarvoor ons bang is werklikhede in hulle lewe. En hulle vrees sou hulle maklik kon beroof van vrymoedigheid. So ek wil hê jy moet 'n bietjie dink hieroor. Wat is die dinge wat jou vrymoedigheid gee? En wat is die dinge wat jou vrymoedigheid steel? En as jy daaroor dink, dan kan jy begin dink, wat beteken dit om te bid vir vrymoedigheid? So kom ons kyk weer na hierdie gemeente se gebed. Die eerste ding wat ek wil uitlig is die blote feit dat hulle bid en dat dit nie vir hulle iets niets is. Dit is nie dat hulle nou skielik in die moeilikheid is en dat hulle dink, wat gaan ons doen? Kom ons bid nou maar weer nie. Hulle is in die gewoonte om te bid. Dit lees ons dwars deur die Handelingebrief. Hulle het 'n ritme van gereeld saamkom, gereeld saam bid. So dit is wat hulle gewoond is om te doen. Hulle weet wat dit is om te doen. Jy kan amper sê hulle is geoefen in gebed. En dit is daardie geloofsdissipline wat hulle nou ook bring op die punt waar hulle met vrymoedigheid kom vra vir vrymoedigheid. Hulle het vrymoedigheid voor God, want hulle het hulle ingeoefen in gebed deur Christus, soos wat Hebreërs 2 sê, kom laat ons dan deur Christus met vrymoedigheid na God gaan, om op die regte tyd gered te word, om gehelp te word. Hulle kom met vrymoedigheid voor God, en hulle het dan ook die vrymoedigheid om God te vra, Here, maak ons vrymoedig, geef ons die moed om te doen wat ons moet doen. Wat bid hulle dan? Hulle begin met deur die Here aan te roep. Here, U is die een wat die hemel en die aarde en die see en alles daarin gemaak het. Hulle begin om te bid tot die Here wat hulle glo in beheer is oor die situasie. Hulle is nie in beheer nie, maar hulle glo die Here is in beheer. Daarom gebruik hulle die woord wat met Here vertaal word, is in Grieks die woord despota, meester, die een wat homself meester gemaak het van die situasie. Hulle kom voor die Here as die skepper. Hulle kom voor die Here as die een wat die hemel en aarde gemaak het met sy hande en wat dit in sy hande hou en versorg en wat besig is om die lewe te stuur na sy doel toe. Daarom sê hulle later ook, U wat alles deur U hand en U plan vooruit beskik dat dit gebeur. Hulle vertrou die Here wat in beheer is. En dit is vir my so 'n belangrike ding. Ons kan so maklik van gebed iets maak waar ons in beheer is. Het gebed amper 'n tegniek word, waardeur ek kry wat ek wil hê, waardeur ek beheer probeer uitoefen. Daar was 'n slagspreuk wat ek deesdae deur die genade nie meer so baie hoor nie, maar wat baie gewild was op 'n stadium. Prayer moves the hand that moves the world. So amper asof God passief is, asof God se hand hier doelloos lê, dan vat ons met gebed die hand en ons stuur God se hand, sodat God se hand die regte dinge kan doen. Daai manier van dink plaas ons in beheer. Dan word gebed 'n manier waarop ek God beheer, waarop ek God se hand stuur. Maar gebed is nie 'n manier waarop ek God beheer nie. 'n Gebed is, dit sien ons by hierdie mense, 'n manier waarop ek myself onderwerp aan die beheer van God, aan die feit dat God in beheer is. Maar dit is al klaar 'n eerste tree na vrymoedigheid. Want as ons bely, nie ons is in beheer nie,
maar God is in beheer. Dan word ons vry van die vrees dat dinge dalk buite beheer kan raak. En ons word ook vry van vrees vir die mense wat dink hulle is in beheer. Vir die Herodes en die Pilatus en die Kajafasse van hierdie wêreld. Die mense wat dink hulle beheer alles en hulle kan daarom ook vir ons beheer. Hulle kan ons toedruk. Ons hoef nie vir hulle bang te wees nie, want al dink hulle is in beheer, hulle is nie in beheer nie. Die Here, die meester van alles, die skepper van alles, die onderhouer van alles, die een wat alles in sy hande hou, hy is in beheer. As hulle dan verder gaan met hulle gebed, dan bid hulle uit die psalms. Hulle bid Psalm 2. U wat by monde van ons vader Dawid, u diensknegt deur die Heilige Gees gesê het, waarom gaan die heidenasies te kere en bedink die volke nietige dinge? Die konings van die aarde neem stelling in en die leiers span saam teen die Here en teen sy gesalfde. Nou hulle bring eintlik hier 3 dinge by mekaar. Die eerste is die Psalm. Psalm waarna hulle keer op keer geluister het, wat hulle waarskynlik in hulle aanbidding ook, selfs voor hulle Christene was, toe hulle in die tempel of in die sinagoge aanbid het, sou hulle hierdie Psalm al gebid het. So hulle bring daai ou skrif wat hulle so goed geken het by mekaar. Maar hulle bring dit ook saam met dit wat hulle by die apostels geleer het. Want die apostels het vir hulle geleer dat hierdie gesalfde waarvan die Psalm praat niemand anders is nie as Jesus, die een wat gekruisig is en wat opgestaan het en wat nou regeer aan die regterhand van God. Voordat hulle Christene geword het, voordat hulle na die apostels geluister het, sou hulle nooit daaraan gedink het om Psalm 2 te lees en by die woord die Here en sy gesalfde dadelik aan Jesus te dink nie. Maar nou weet hulle, dit gaan oor Jesus, want Jesus is die gesalfde koning. Hulle bring dit wat hulle gehoor het by die apostels en dit wat hulle gelees het uit die Psalm, bring hulle by mekaar. Dit beteken vir my dat hulle geluister het voordat hulle gebid het. Geluister na die skrif, geluister na die lering van die apostels, geluister na wat die Here deur sy Gees, deur die Psalm, deur die apostels sê. Dit sê vir my 'n belangrike ding, dat voordat ons praat in gebed, luister ons na God. Ons gebed is altyd antwoord op wat die Here sê. En dit gee juis vir ons die vrymoedigheid om die Here te praat, want ons antwoord op hom wat eerste met ons gepraat het. So hulle bring die Psalm en die lering van die apostel by mekaar, maar hulle bring ook hulle eie situasie by mekaar. Hulle verstaan hulle situasie, hierdie teenstand wat hulle nou beleef, verstaan hulle as dieselfde teestand waarvan Psalm 2 praat, dieselfde teestand wat Jesus verdeel het. En hulle besef, maar het gaan eintlik nie oor ons nie. Dit gaan oor mense wat in opstand kom teen die Here en teen sy gesalfde. Ons is nie die middelpunt nie, maar die Here is die middelpunt, sy gesalfde, Jesus is die middelpunt. En vanuit hierdie verstaan, hierdie saambring, hierdie integreer van die Psalm en die lering van die apostels en hulle eie situasie van teestand en bedreiging, kom hulle dan en kom bid hulle. En dit is vir my dan so opmerklik waarvoor hulle vra. Kyk, as ek in hulle situasie was en hier was mense wat besig was om my te kanselleer, mense wat besig was om my te bedreig, sou ek wou gesê het, maar Here, u moet optree teen die mense, en dit klink amper asof hulle dit wil bid, want nadat hulle die psalms aangehaal het, sê hulle, en nou Here, slaan ag op hulle dreigemente. Ek sou wou bid as ek hulle was, Here, kom ja hierdie mense by, sit hulle op hulle plek, straf hulle. En as ek Psalm 2 gelees het, sou Psalm 2 vir my rede gegee het om te bid, want 'n bietjie verder in die Psalm staan daar oor die gesalfde, jy sal hulle met 'n ysterscepter verpletter, hulle soos erdekryke uitmekaar slaan. Ek sou vir die Here wou sê, Here, maar is mos nou die tyd, dis nou so nou wat die Psalm sê, is nou die tyd om hierdie teestanders, hierdie vyande, met die ysterscepter uitmekaar te slaan. Maar hierdie mense bid dit nie, want hulle verstaan dat die Jesus die gesalfde is, en dat hulle volgelinge van Jesus is. Hulle verstaan daarom ook, dat hulle nie moet bid, dat hulle vyande verpletter moet word nie. Hulle moet bid dat hulle vyande vergewe moet word. Hulle moet bid dat die woord van vergifnis, die evangelie van vergifnis uitgedra word. En dit is hoekom hulle bid vir vrymoedigheid. Kom ons luister weer daarmee. En gee dat die diensknegte die boodskap met alle vrymoedigheid verkondig. Wat 'n boodskap is dit? Dis die boodskap dat daar vergifnis is, ons lees dit in Handelinge 2, dat daar vir die mense wat Jesus gekruisig het, die mense wat Jesus teestaan, vergifnis is in die naam van dieselfde Jesus. Dat as hulle na Jesus toe kom, as hulle bekeer tot Jesus, dat hulle sondes vergewe kan word, en dat hulle vergewe kan word en vrygespreek kan word, en dat hulle deel kan word van
die geloofsgemeenskap, 'n boodskap van vergifnis en van versoening. Gee aan ons die vrymoedigheid om die boodskap van vergifnis en versoening uit te lewe. En dit nie net uit te dra nie, maar dit uit te lewe ook. Om deur u hand, want strek u hand uit tot genesing en deurdat tekens en wonders deur die naam van die diensknegt Jesus plaasvind. Hulle bid dat hulle kan gesond maak, dat Jesus deur hulle gesond sal maak, dat Jesus deur hulle mense sal genees, siekes sal genees, mense sal vrymaak uit die greep van die bose, dat Jesus heling sal bring. Dink 'n bietjie, dat jy bedreig word, dat jy in gevaar is, maar jy bid, Here, gee vir my die vrymoedigheid om die boodskap van vergifnis en genesing uit te dra en uit te lewe, juis vir hulle wat my bedreig. Dit vra vrymoedigheid, dit vra waagmoed, dit vra vryheid. 'n Vryheid wat nie in onsself lewe nie, maar 'n vryheid wat net die Gees kan bring. En daarom wil ek afsluit met 3 gedagtes. Die eerste is, geloof vra vrymoedigheid. Sonder vrymoedigheid, sonder hierdie waagmoed, hierdie vryheid, kan ons nie ons geloof uitlewe nie. Dit vra waagmoed om mense te vergewe. Dit vra waagmoed om jou hand uit te steek en mense heel te maak. Dit vra waagmoed om mense te help, veral as daardie mense jou dalk vyandig gesind is. Geloof vra waagmoed. En daarom moet ons ook in geloof kom vra vir waagmoed, vir vrymoedigheid teenoor die Here. Die tweede ding is, die Here gee dit dan ook. Die Here gee vir my die vrymoedigheid om dit te doen wat hy van my vra om te doen. Die ou kerkvader Augustinus het gesê, Here, vra wat u wil, gee wat u vra en vra dan wat u wil. Die Here vra van ons om te waag, maar hy gee vir ons die vrymoedigheid sodat ons kan waag. Ons kan hom daarvoor vertrou. Die derde ding is, dat as die Here dan van ons vra vir vrymoedigheid, moet ons dit ook koester. Ons moet die soort gemeente wees wat mense opbou en hulle aanmoedig om vrymoedig te wees. Want binne die ruimte van die gemeente leer ons die vrymoedigheid, sodat ons ook met vrymoedigheid ons geloof kan uitlewe, ook buite die grense van die gemeente. En ek wonder hoe baie keer ons nie juis mense se vrymoedigheid steel, deur oorkrities te wees, deur mekaar op 'n skewe manier aan te kyk, deur mekaar te bevraagteken, eerder as om mekaar aan te moedig nie. As ons vra vir vrymoedigheid, en as God dit gee, moet ons ook daardie vrymoedigheid in die gemeente koester. Amen. Kom ons bid dan nou om die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus jou die vrymoedigheid gee om met vergifnis en versoening te lewe in hierdie wêreld. Mag die liefde van God ons Vader jou die vrymoedigheid gee om liefde uit te leef waar jy kom. En mag die gemeenskap van die Heilige Gees jou die vrymoedigheid gee om verhoudings heel te maak, om genesend te lewe waar jy ook al kom, om Christus ontwil. Amen.